Goeienaand. Ja, ons is in hierdie tema van ons oor die mosaïek van God se liefde. Gaan ons kyk na Petrus en het God nie met hom op pad gestap oor liefde nie. En nou spesifiek oor Petrus wat vir Kornelius ontmoet. En dit is daar in Handelinge 10. Ons gaan lees nou van vers 34 af. Maar ek dink, kom ons begin op die regte manier. Kom ons bid gou saam. Here, ons Here, dis juis u liefde wat ons dring. U liefde wat ons oorweldig het. U liefde wat soveel kleur en geur en smaak en klank aan ons lewe gee. Daarom is ons hier. Daarom bid ons dat u liefde en u genade op ons sal wees. U as God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. En nou wil ek jou nooi en sê, kom ons lees saam. Dis in Handelinge 10, ons lees van vers 34 tot by vers 43. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers, dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede, wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. Julle weet ook van die gebeurtenisse dwars deur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin na die doop van Johannes wat hy verkondig het. En julle weet van Jesus van Nasaret, dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by hom. En ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan die kruis te hang. Maar God het hom op die 3de dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees. Ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet en gedrink het. Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat dit hy is wat deur God aangestel is as regter oor lewendes en dooies. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergewing van sondes deur sy naam sal ontvang. Wat 'n ongelooflike gedeelte om te lees. En ek het nogal gewonder die laaste tyd, wat het deur Petrus se kop gegaan? Weet jy, 'n vrou het 'n belewenis van God gehad, van Jesus Christus. En toe sy nou vir mense hierdie visioen en belewenis wat sy gehad het wou vertel, toe begin sy haar verhaal so. Sy skryf, sy sê, for those who believe in God, no explanation is necessary. But for whom not believing in God, any explanation is impossible. En dis regtig so. As ons dink aan die opstanding uit die dood, want ek het nou gelees hier hoe dat Petrus vir Kornelius hulle vertel in hulle raamwerk van belewenis, hoe dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Dan is dit die boodskap. Mense wat nie glo nie, jy kan niks sê dat hulle moet glo nie. Maar dat hy uit liefde vir ons, met 'n passievolle liefde gesterf het, en betaal het vir al ons sondes, en met nog meer 'n dringendheid en 'n uitnodiging opgestaan het uit die dood uit, en leef sodat ons saam met hom kan leef in 'n verhouding. Dis dit wat alles verander. Dit verander eenvoudig alles. 'n Dominee wil vir hom nou met hierdie hoë brandstofpryse, wil hy vir hom 'n Harley Davidson koop om meer te ry, is dan 'n bietjie goedkoper. Nou kom hy by die agentskap aan en hy sê nie, hy soek 'n Harley Davidson en die verkoopsagent begin dadelik en hy sê vir hom, jong, chomma, laat ek jou vertel. Hierdie ding, jy kan vir hom neersit in 'n draai, sy tyre sal nooit gly nie, jy kan hom volspoed om die draai vat. Dis ongelooflik lekker. Weet jy, as hy versnel, jy voel so hoe trek jou wange so agtertoe, soos hy versnel.
En sy bied, al die meisies sal so, en toe kom daar iemand so ingestap, môre dominee, en hy volg die ou wat hom so gesê het, maar toe hy so terugdraai na sy nuwe kliënt hier voor hom, het sy al sy ratte het verander. Hy begin vir hom vertel, en sê, weet jy, sy brandstofverbruik is ongelooflik ekonomies. Hy het natuurlik baie hoë balans, en jy kan baie praktiese dinge met die dominee staan, nou vertel hy dit die Sondag vir sy gemeente, nee. Hy sê, kan jy dit glo? Het ons vir die wêreld gesê, om 'n Christen te wees, is om met 'n grassnyer te ry. Nee, die liefde van God wat ons uitdra, hierdie liefde is uitdagend, dit is gevaarlik, en dit is nooit vervelig nie. Hier kom Petrus se preek, nooit vervelig nie, nee. En hy sê, Jesus Christus is God se geskenk aan ons, aan hierdie wêreld. Dink aan Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad. Want hier staan Petrus voor mense wat nog nooit die evangelie gehoor het nie. Mense wat Petrus nooit gedink het ooit by die evangelie hoef uit te kom nie. En dan ego dit in sy kop. God het gesê, ek het die wêreld lief, gaan bereik die wêreld. En Jesus Christus is hierdie gentle healer. Hy stap, hy wil mense aanraak. Hy wil 'n verskil maak in 'n vrou. Hy wil 'n verskil maak, 'n nuwe lewe gee vir 'n kind wat haar lewe verloor het. Hulle het hom gekruisig, aan die vloekhout doodgemaak. Hulle het hom gekruisig en verwerp uit die wêreld uit. Maar God het hom laat opstaan uit die dood, want God is so lief vir ons. En dis hier wat dit so boeiend raak, nee. Niks, niemand, nie die dood nie die sonde nie die bose, niemand kan Jesus oorwin nie. Hy is koning van die konings. En hy werk so kragtig in ons, dieselfde Heilige Gees, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, sê Paulus later, werk nou in ons, met hierdie kragtige werking. Ons Christene, ons het die kragtige getuienis van Jesus Christus, en ons getuig, dat hy lewend teenwoordig is, hier waar ons is. Dit bring Petrus tot bekering. Toe Petrus so voor Kornelius staan en hy sê vir hom, Jesus Christus is hier, lewend by my, maar ook by jou. Hoor net die woorde, waarlik, ek begryp nou eers, dis woorde van bekering, en dan kom Kornelius ook tot bekering. Hierdie opstanding van Jesus Christus, moet ons baie meer ervaar, dat Jesus by ons is, saam met ons beweeg en ons stuur as 'n instrumente, as wat ons dit mooi in woorde wil beskryf. Hy is lewendig teenwoordig by my en by jou. Hy staan agter my, langs my, bo my, maar ook by jou. As ons die opstanding so ervaar, dat hy lewendig en met al sy liefde en passie by ons teenwoordig is, dan begryp 'n mens net Matteus 28 vers 20 en Handelinge 1 vers 8 net anders. Hoor net wat sê Jesus, dan sê hy, gaan na Johannes 3:16 sê, julle wêreld toe, ek stuur julle, gaan oor al die grense, tot aan die uiteindes van die wêreld, en gaan vertel vir hulle van my liefde, en weet, ek is by julle. Jesus wat in Israel geloop het, is Jesus wat saam met my en jou loop. Dis hierdie teenwoordigheid, wat 'n nuwe verhouding, bekering, tot gevolg het. Dis 'n nuwe verhouding waarin ons nuut en skoon en vry leef, saam met hom. Ek lees 'n verhaal van 'n ouerige oom en tannie, hulle seentjie is doodgery deur 'n roekelose dronk bestuurder. En soos die hofsaak verloop, ergens op 'n punt, vra die regter toe vir hierdie oom en tannie, julle het nou al die pleidooie gehoor, wat sou julle sê? En die oom staan daar bewend, staan hy regop, en die tannie hak so by hom in, en hy sê, u edele, ek sal hom vryspreek, want ons het hom klaar vergewe. Maar ek sal van hom verwag om elke maand, ten minste elke maand, 'n lesing, 'n praatjie te hou, oor roekelose en dronk bestuur, en die gevare wat dit inhou, vir ons samelewing.
Die landroos was nogal, die regter was nogal verbaas, hy sê, regtig oom, hoekom? En die tannie sê, edelagbare, ons het baie daaroor gepraat. Niks kan ons kind terugbring nie, maar as daar net iets goeds kan kom uit hierdie sleg. En dis wat Petrus vir Cornelius gesê het, hulle het hom gekruisig, dit was sleg, dit was baie sleg, maar as daar iets goeds kan kom, dat julle tot geloof kan kom, soos ons tot geloof in Jesus Christus gekom het, 'n nuwe verhouding, dan is dit 'n nuwe wêreld. Dan gaan God se liefde op 'n nuwe manier in hierdie wêreld waar julle bly leef. Dan dink ek ewe skielik, waar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek met my liefde teenwoordig, sê Jesus Christus. En Petrus het nog so gepraat. Toe word die Heilige Gees op dieselfde manier is in Jerusalem uitgestort op Cornelius hulle en begin hulle in ander tale praat en bevestig God op sy goddelike wyse. Ek is teenwoordig. Ek stap die pad saam met julle. Ek wil jou vandag uitdaag en sê, het jy regtig die moed van jou oortuiging om die evangelie so aan ander te bring? God stuur ons en sê, gaan oor grense. Gaan tree vir tree verder met die moed en onthou, ek stap saam met jou. Dis nie jy wat iemand moet oortuig nie, jy kan maar net getuig. Ek doen die oortuigwerk. Man, ons Christene ry nie grasnyers nie. Dis 'n reuse avontuur. Dis 'n reuse avontuur. Jy kan maar die beat van die evangelie ook hoor. Vat ek dit bietjie ver. Hierdie is risiko's wat ons neem. Petrus het 'n groot risiko gevat, want die gemeente in Jerusalem het homself uitgedaag en gesê, doen verantwoording vir wat jy gedoen het. Maar soos Petrus is ek en jy pelgrims van Jesus Christus en sy liefde in hierdie wêreld. Kom ons gaan doen dit. Here, ons Here, baie dankie vir u liefde. Dankie vir die veelkleurigheid van u liefde. Dankie dat dit nie net 'n Cornelius is en 'n Petrus is nie, maar ook ons hier in Alberton. Dat u liefde ons oorweldig het met al sy hoeke en kante en kleure en geure. En dat ons uitverkoop is aan u. Maar ek wil vandag opstaan en sê, Here, met al die moed van my oortuiging, wil ek oor elke grens klim en u liefde gaan verkondig aan almal, orals, tydig en ontydig, want u het ook vir hulle lief en u wil u liefde ook aan hulle vertoon. So gebruik ons as die instrumente tot u eer alleen. Amen. Mag dit vir jou 'n wonderlike Pinkster en lewe vorentoe wees. So ontvang ook daarmee die Here se seën. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees altyd by jou wees. Amen.